truth is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. The truth is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. The truth is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Yes, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. The truth is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. The truth is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. The truth is marching on. Yes, hallelujah. Prys die Here. Vader, ons is dankbaar dat ons in hierdie oomblik na U toe kan kom in die mooi naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Dankie, Here Jesus, dat ons weet dat alles wat ons in U naam vra, dit sal U ook vir ons doen. Baie, baie dankie dat U die deur tot die Vader is. Baie dankie dat U die Seun van die Vader is. Halleluja. En ons aanbid U in hierdie oomblik en gee aan U al die lof, die eer en die aanbidding. Baie, baie dankie dat ons in hierdie tyd waarin ons nou is, Here, dat ons U sterwe en opstand kan vier, want U alleen kon dit vir die mens doen en ons dankie daarvoor. En ons vra, Here, gee genade dat ons dit in die gees sal belewe, nie net met die oë sal sien, ore sal hoor nie, maar dat ons dit wat U deurgegaan het in die gees sal belewe, sodat ons gelykvormig kan word aan U beeld. Halleluja. Help ons en wees ons genadig, sodat ons altyd U sal voorhou as ons alles, en dat U alles ook vir ons is. Dankie, Here, die lied sê so mooi, druk nou U beeldnis nou ook op my. Halleluja. En Here, dit is so wonderlik om te weet dat U beeldnis op ons afgedruk word, sodat ons soos U kan wees. Halleluja. Dankie dat ons weet dat die waarheid van U woord, Here, dit is die riglyn, dit is die pad wat ons moet stap. En laat ons daarin sal wandel tot verheerliking van U naam. Wil U dankie sê dat ons in hierdie oomblikke vir die woord kan bid, wat ons in ons midde het. Dankie, Here, dat ons U woord kan ten volle aanneem en met sagmoedigheid ontvang dit wat in staat is om ons siele te red. En Here, dankie dat U woord sê ook, dat as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. En dankie dat U woord vir ons gegee is, sodat ons vry kan raak, Here, van elke ongeregtigheid, van die leuen, van valsheid. Ja, Here, alles wat teenstrydig is met die waarheid van U woord. Dankie dat ons die waarheid van U woord kan gebruik om dit kragteloos te maak. Of vanmôre bid, Here, dat U waarlik elke oor, elkeen wat 'n oor het, sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê,
sodat ons kan lewe ooreenkomstig die woord van die Here. Seën elke oor wat sal luister, Here, stryk elke oor met u bloed, sodat net die waarheid sal ingaan vind. Verheerlik u naam dan, terwyl ons so saam is en na u woord luister, en ons prys u daarvoor. Amen en amen. Prys die Here, ons dankbaar om saam te wees. Groet jy almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus, en ons sê vir die Here baie dankie vir weer 'n voorreg dat ons hierdie evangelie, die evangelie van vrede, halleluja, kan uitdra en dat die mensdom vrede kan kry deur hierdie wonderbaarlike evangelie wat ons het. Halleluja. Want dit is seker die belangrikste deel wat ons moet hê in die woord van die Here, en in Christus is sy vrede wat hy vir ons gegee het. Halleluja. Prys die Here. Ek dank die Here dat ons 'n voorreg ook het dat ons op Joy Gospel Radio die evangelie kan uitdra, en ons gebede is met pastoor Barry en sy vrou Christel, en ons weet dat die Here hulle seën op hierdie gebied, en dat hierdie radiostasie uitbrei, en die Here voorsien in elke behoefte van hulle. Dank die Here daarvoor, en ons prys hom. Nou ek is pastoor Flippie Gerber, en ek is die aanbieder van Pinksterkind. Halleluja. Dis vir my so wonderlik. Ons lewe nou en ons belewe Paasnaweek. En ons weet vandat die Here opgestaan het totdat die Heilige Gees uitgestort het 40 dae later. So ons beweeg nou in daardie rigting. So die Heilige Gees het 'n prominente plek nie in die kerk nie, in elke een van ons. Dit is waar hy bly. Halleluja, die Heilige Gees. Prys die Here. En as ons vol is van die Heilige Gees, dan dra ons daardie Gees, die Heilige Gees, in die kerk waar jy aanbid of gemeente waar jy aanbid, en dan kan die Heilige Gees jou gebruik. Halleluja, sodat ander geseën kan word. Dank die Here vir Pinkster. Ek wil net aangaan met die woord van die Here. Een van die mooi skrifte in die woord is dit wat die Here Jesus, eintlik Pontius Pilatus, vir die Here gevra het. En dit is in die 18de hoofstuk, 38ste versie, terwyl hy voor die Here gestaan het. 37ste versie, Pontius sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode, sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Hier is 39ste versie, maar julle het 'n gewoonte dat ek vir julle op die Pasga iemand moet loslaat. Wil julle dan hê dat ek vir julle die koning van die Jode moet loslaat? Toe skree hulle almal weer en sê, nie vir hom nie, maar Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Hier is iets wat die Here hier gesê het toe Pilatus vir die Here vra, wat is waarheid? Nou, ek wil net dit vinnig noem. Die twee belangrikste dele van die wapenuitrusting is julle lende omgord met die waarheid en die borswapen van geregtigheid aan. As daar nie waarheid is nie, dan is daar geen geregtigheid nie. En wanneer ek na hierdie gedeelte in die woord van die Here gaan, in Efesiërs die 6de hoofstuk, ek wil dit net gou lees, sodat u mooi kan verstaan wat die woord van die Here vir ons sê.
Hy sê die 14de vers van Efesiërs sê, staan dan vas, julle lende met die waarheid omgord en met die borswapen van geregtigheid aan. Hier is die belangrikste iets wat daar is. Julle lendene met die waarheid omgord. Alleen wanneer jou lendene met die waarheid omgord is, ja, sal jy die borswapen van geregtigheid aan. Dan sê hy, kom die volgende ding, en dan skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Wat hier gebeur is, die waarheid bring geregtigheid, die geregtigheid bring vrede, en dis hierdie evangelie wat ons moet verkondig. Dan gaan hy verder. Hy sê, behalwe dit alles neem die skuld van die geloof op, waarmee julle die vuurige pyle van die bose kan uitblus. Nou hier is 'n interessante ding, en dit is, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. So, wanneer jy die waarheid bring geregtigheid, die geregtigheid bring die skoene aan julle aan ons voete vir die bereidheid vir die evangelie, en wanneer ons die evangelie van vrede verkondig, dan sal die skuld van die geloof elke vuurige pyl van die bose kan uitblus. Dit beteken wanneer jy uitgaan vir die evangelie van vrede, dan sal die vuurige pyle van die bose op ons afgeskiet word. As jy stil sit by die huis, as jy nie van die Here praat nie, as jy nie van die Here getuig nie, dan ek weet, dan is daar geen skuld wat hierdie vuurige pyle kan uitblus nie. Dan sê hy verder, en neem aan die helm van verlossing. Halleluja. Dit kom af van die waarheid, geregtigheid, skoene, evangelie van vrede, skuld van die geloof, en dan neem die helm van die verlossing aan. Halleluja, dit meen, ons staan as verlostes, en dan kom hy by die swaard van die gees, dit is die woord van God. Ek wil nou vandag vir iets sê, as jy die waarheid nie het nie, en jy lewe nie volgens die waarheid nie, dan het jy ook nie die swaard van die gees nie, naamlik die woord van God, want die woord is die waarheid, en die waarheid is die woord, en sy naam is Jesus. En wanneer ons gaan kyk na dit alles, ek wil net so 'n paar verse lees wat vir my baie mooi is in die woord van die Here, en dan gaan ek u antwoord dit wat die Here vir Pilatus vir die Here gevra het. Hy sê in Johannes 4, kom ons gaan lees wat sê die woord van die Here daar. Dit is 'n bekende versie, en hy sê hierdie mooi woorde. 23ste versie. Hy sê, maar daar kom 'n uur, dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. In gees en in waarheid, wat sê dit vir my? Die Heilige Gees is die gees van die waarheid. Hy sal ons leer en lei in die hele waarheid. Nou wil ek dit weer sê. In gees, dit meen in die Heilige Gees, wat ons leer en lei in die hele waarheid, want hy is die gees van die waarheid. Hy sê, en in waarheid aanbid. So, jy kan nie sê jy aanbid in die gees, en jy's nie in die waarheid nie. En jy kan nie sê dat as jy die waarheid het, nou het jy sommer net die Heilige Gees ook nie. Maar wat hier interessant is, waarheid is eerst. En as ek die waarheid ten volle aanneem, dan getuig die Heilige Gees saam met die waarheid, en dan ek word gedoop met die Heilige Gees, sodat die waarheid waarin ek glo, dat dit bevestig kan word deur die Heilige Gees, want die Heilige Gees getuig saam met die waarheid. Nou, sê die woord van die Here verder, ek wil net hier so die 5de hoofstuk, die 32ste versie lees. Halleluja. Hy sê, en daar is 'n ander een wat van my getuig, en ek weet dat die getuienis wat hy het van my getuig is waar. Dit is Johannes, die apostel. Sy getuienis is waar, wat hy aangaande Christus getuig. En dan kom hy in die 8ste hoofstuk, 32ste versie, kom ons gaan lees ook daar. Hy sê die mooi woorde, prys die Here. 32,
En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Dis so wonderlik. Die heel eerste deel van die wapenuitrusting, julle lendene met die waarheid omgord. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En wanneer jy die waarheid ken en die waarheid gehoorsaam is, dan sal al die ander dele van die wapenrusting volg. Geregtigheid, skoene aan die voete, vir die evangelie en van vrede ensovoorts. En so kan ons afgaan. Maar heel belangrik is eers die waarheid. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Dan in die 18e, ek het hom al reeds gelees, gou gaan dan na 2 Korintiërs toe gaan. Hoor wat sê die woord van die Here dan. 2 Korintiërs 6. Oh, halleluja. 2 Korintiërs 6. Prys die naam van die Here. 2 Korintiërs 6 en ek wil die 7de versie lees. Hy sê die mooi woorde. En nie deur sy koms alleen nie, maar ook deur die troos waarmee hy oor julle getroos het. Deurdat hy aan ons berig gebring het van julle verlange. En hy sê hierdie woorde, ek is nou 7, ek het nou net verkeerd een. Die 7de vers van die 6de hoofstuk 2 Korintiërs. Hy sê in woord en in waarheid. Nou sê hy, as ons na alles gaan kyk, wat Paulus hierso sê, hy sê verdrukkinge, gevangenes, arbeid, slapelose nag, honger, reinheid, kennis, lankmoedigheid, vriendelikheid, heilige gees, in ongeveinsde liefde, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van geregtigheid in die regter en linkerhand. Waar die wapens? Ons het die wapenrusting met wapens. Halleluja. So wat hy hierso sê, ek wil dit weer sê, in die woord van waarheid, in die krag van God, deur die wapens van geregtigheid, in die regterhand en linkerhand. Dit meen, jy kan nie die wapenrusting gebruik nie, jy kan nie die wapenrusting hê, as jy nie in die woord, in die waarheid staan nie. Halleluja. Prys die Here. Dan sê in Kolossense die volgende. Kolossense 1 vers 5. Filippense, net goed draai na Kolossense 1 vers 5. Hy sê hierso baie mooi. Hy sê vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemel, waarvan julle vroeër gehoor het, deur die woord van die waarheid van die evangelie. Die woord van die waarheid van die evangelie, ware evangelie, die evangelie van vrede. Die woord van die waarheid. So wanneer ek die woord van die Here lees, wanneer ek die woord van die Here praat, wanneer ek getuig oor die Here Jesus, wanneer ek, maak nie saak wat ek doen nie, alles is die woord van die waarheid. Christus is die waarheid, dis sy woorde. Daarom is die heel eerste deel van die wapenrusting, julle lendene met die waarheid omgord. En weet jy wat, dat jou lendene is die sterkste deel van jou liggaam. Daar's niks so sterk soos jou lendene. En dis waarom die waarheid in die gees omgord ek my met die waarheid. Halleluja. Want as iemand se lendene verswak, dan kan daai persoon eintlik niks meer doen nie. En dit is waarom die waarheid die kern van alles is. Halleluja. Net gaan verder gaan na Timoteus toe, en ek wil net hierdie versie lees, ek dink is 1 Timoteus 3, kom ons gaan kyk wat sê die woord hier. En hierdie is seker een van die mooiste verse. Kom ons gaan net gou daarna, eers na 3 Johannes, die sendbrief van Johannes, die 3de brief, wat Johannes geskryf het, en ek wil dit lees, voordat ek nou die vorige versie wat ek genoem het lees. Hy sê, Johannes 3, hierdie mooi woorde, prys die Here, die 3de en die 4de versie. Hy sê, want ek was baie bly
as daar broeders kom en van jou waarheid getuig. Van wat getuig? Van jou waarheid. Van jou waarheid. Nou, mense moet van jou waarheid getuig. Nie, hierdie man ken die Bybel nie. Hierdie man is so geleerd in die woord nie. Hierdie man het die kursus doen, doktorsgraad gekry, godsgeleerdheid. Dis nie wat Johannes sê, Johannes wat in die hemel was sê, dis nie die ding nie. Gooi dit weg. Die broeders en die susters in die gemeente moet van jou waarheid getuig. Soos jy in waarheid wandel. Halleluja. Want as jy in die waarheid wandel, dan sal hulle van jou waarheid getuig. Dan sê hy hierdie woorde. Hy sê, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in waarheid wandel. Prys die Here. En nou kom ons by hierdie versgedeelte, die 3de hoofstuk van 1 Timoteus, 15de vers. Nou praat ons met die gemeente. Hy sê, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God. Hoe moet ek en u ons gedra in die huis van God? Paulus sê die volgende. Halleluja. In die huis van God, wat die gemeente is, van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Hoe moet die gemeente hulle gedra? Want die gemeente is 'n pilaar en grondslag van die waarheid. As 'n gemeente, as 'n pastoor nie die hele waarheid verkondig nie, loop asseblief uit daardie plek, want die leuen gaan jou oorweldig en jy gaan later die leuen begin glo. Pilatus vra vir die Here, wat is waarheid? En hier kom die pilaar en die grondslag van die waarheid na vore in die gemeente, want ons moet hierdie gedeelte antwoord wat die Here in Johannes Pilatus vir die Here in Johannes 18 gevra het. Ek wil net weer daar kom, want om die vers te lees is baie belangrik. Johannes 18e hoofstuk, hy sê hierdie vers, halleluja, ek moet dit omkry, Johannes 18, 38, Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En ek wil aan iets verduidelik vandag. As ek vir jou moet vra, wat is waarheid? Wat gaan jy vir my sê? Die woord is die waarheid. Ja, dit wat Petrus, Paulus en al die mense geskryf het is waarheid. Dit wat die Here gespreek het is waarheid. Die woord is waarheid. Dit wat die profete geprofeteer het is waarheid. Nee, wat is waarheid? Moenie vir my sê wat die woord is die waarheid nie. Wat is waarheid? Ek meen, wat is die kernwaarheid van die waarheid? Wat is die waarheid? Halleluja. Die Here Jesus sê, ek wil dit net eers lees. Ek is nou klaar. Ek sê vir hulle in Johannes 8 vers 44. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van die julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Die duiwel staan nie in die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Dit meen, en wanneer hy 'n leentaal praat hy uit homself. Dit meen, die duiwel praat 'n leentaal uit die woord van God. Maar daar is geen waarheid in dit wat hy spreek nie. Geen. Hy sê, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Nou, hier is 'n interessante ding. As ek dit so kan vra, wat is leuen? Die leuen is dit. Dis die antwoord. In die leuen is daar geen waarheid nie. Nou vra Pilatus, wat is waarheid? En ek wil vir u nou sê, wat is waarheid? Waarheid is dit. Daar is geen leuen in die waarheid nie. Valse apostels, valse
profete, valse leraars ensovoorts, spreek uit die woord en hulle kom in die naam van die Here. Halleluja. En hulle spreek 'n leuen uit die woord van die Here. So selfs die woorde wat hulle spreek uit die woord uit, is geen waarheid nie, omdat dit deur die leuen verkondig word. Maar wanneer ek die waarheid verkondig, is daar ook geen leuen in die waarheid nie. So dit is wat die waarheid is. Daar is geen leuen in die waarheid nie. Die Here het vir Pilatus nie geantwoord nie. Halleluja. En hierdie ding het die Here vir my gegee, lank terug. Ek het gevra, Here, wat is die waarheid? En toe sê die Here vir my, daar is geen leuen in die waarheid nie. En die waarheid van hierdie woord, nie die skrifte wat ons lees nie, die waarheid van die woord, daarin is geen leuen nie. So dit sê vir my, hier is niks wat 'n leuen is nie. As daar 'n leuen verkondig word, dan is dit 'n leenaar wat 'n gesant van die vyand is. Geen leuen in die waarheid nie. Vader, baie dankie dat U deur U seun vir ons al hierdie dinge en wonderlike dinge gegee het. Hy het gesterf, opgestaan. En daarom het ons ook 'n wapenrusting gekry. Maar Here, laat ons by die begin. Halleluja. Ons lende met die waarheid omgord. En hierdie waarheid wat ons dan het en dra en waarin ons wandel, dat daar geen leuen gevind sal word in hierdie waarheid in ons lewens nie. Laat ons volgens die waarheid wandel, lewe, praat, ensovoorts, dink. Want dan sal ons die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak. Seën elkeen, die Here, en laat die woord van die waarheid ingang sal vind in elke lewe en laat elkeen dit sal bewaar. Net die waarheid en om die waarheid te wandel. Baie dankie dat U dit doen en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.